Rigters, die 10de hoofstuk, is die ou. Ons lees die ou vertaling uit die 1953 vertaling. Weet as hulle is besig, dat hulle verander in die Bybel so baie keer, en hulle haal woorde uit, verander woorde, en die mensdom kom dit eers agter. En aanvaar dit, en die mensdom aanvaar dit alles. En dit is vir hulle reg. Predikers val vir hierdie saak behoor. Baie predikers val daarvoor. Glory to God. Rigters, die 10de hoofstuk, ek gaan af van die 6de versie af lees. En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En hulle het die Baals en die Astartes gedien. En die gode van Aram en die gode van Sidon en die gode van Moab en die gode van die kinders van Ammon en die gode van die Filistyne. En hulle het die Here verlaat en hom nie gedien. Klink dit vir jou bekend vanmôre? Ja. Hulle die Here verlaat en God nie weer gedien. Soveel keer het Israel die Here verlaat. As daar nie 'n leier is nie, dan gaan elkeen sy eie koers en elkeen sy eie gedagtes. Weet, sonder leier is mense wandel hy in sy eie manier. En sy eie manier is die regte manier. Totdat iemand kom en hy bring die woord van die Here en hy sê dit is wat die woord van die Here sê. En jy kan dit vandag ook vir mense sê, en mense sal sê, ag nee man, dit is nie so erg nie, dit is daai tyd. Ja. Wat kom mense in hierdie dae en hulle sê, man, dit was vir die Jode gewees. Nou, dan moet hulle ook begin, nou sê ek van ouens wat, nou praat ons van die maastore ook. Die ken ons 'n maastore. Ja. Hulle word genoem paastore. Ja. Daai nou kan ek nie klein kry nie. Dat 'n vrou 'n pastoor is. Sy kan nie 'n pastoor wees nie, sy moet 'n maastore wees. Ja. Maar nee, ons sal nie verder ingaan op daai saak nie. Maar dan kom die mense en hulle leer die verkeerde ding vir die mens. En hulle kom en hulle sê, dit was vir die Jode gewees aanleenlik. Vandag is dit reg. Maar as jy God se woord lees, dan sê hy, dis verkeerd. Nie waar nie? Ja. Ons kan die woord lees, ons kan die woord hoor, maar die mense ore raak geblok. Want die mens wil nie meer agstaan op God se woord nie. Wat ek sê is reg, ja en amen. Daai ou weet nie waarvan hy praat nie. En ek wil die Bybel lees soos ek dit wil verstaan. Hoor wat ek sê? Ja. Ek wil God se woord lees volgens my manier. Ek wil God aanbid volgens my manier. Nou vra ek vir jou vanmôre die vraag, wat van God se manier? Hy is die regte manier. Jou manier en my manier is 'n verkeerde manier, maar God se manier is die regte manier. Amen. Jou woord en my woord is die verkeerde woorde, maar God se woord is die regte woord. Amen.
is dat die mens in die dae moet sê, amen of eina. Ja, so. Ons kan die woord hoor, maar dit gaan hier in aan die ander kant uit. En as hy hierdie kant in gaan, dan gaan hy in die ander kant weer uit. Ja. En dit is tyd dat die mens moet afslaan besef, die koms van die Here is naby. Die woord van die Here sê, is eenmaal bestem om te sterwe, en daarna die oordeel. Daar is niemand wat vanmôre aan die voete van Jesus is, nie man. Die mens gaan eenmaal sterwe, en daarna kom die oordeel. Amen. Ek en jy, as mens moet begin om God te aanbid, werklik waar in gees en in waarheid. Dit gaan goed met Israel, wanneer daar 'n leier is, wat hulle lei, Ja. om hulle te kan herinner van die verkeerde dinge. En hoeveel mense herinner in hierdie dae, die mens van die verkeerde dinge. Wat sê die woord van die Here vir ons? As ek reg is, ek dink is Jesaja 58 wat hy sê. Hy sê, maak my volk hulle sonde bekend. Maak hulle sonde bekend. Maar wat sê predikers? Ag man, moenie bekommerd wees nie, moenie worry nie, watch net. Ja. En jy sal die ewige lewe beerwe. Die mens wil glo wat hy wil glo. As die waarheid van die woord van die Here na jou toe kom, dan verwerp die mens dit. Maar wanneer die mooi praatjies kom, wat gebeur? Dan vaar hulle dit. Dan vaar jy dit. Want dit is volgens my gemaklike godsdiens. You can't go to heaven on a rocking chair. Dis waar. Wat sê die woord van die Here vir ons? Hierdie volk het Israel, die volk van Israel, het die Here verlaat. Hulle het weer begin om verkeerd te doen. En hulle begin om die Astartese en die Baals en die ander afgode te begin aanbid. Wat is die Astartese? As jy gaan kyk, dis 'n vrou wat daar 2 borste vashou. Dis 'n afbeeldsel. En wat verleiding is. En die Baals is soos 'n mannetjie wat daar so staan. En hulle aanbid hierdie dinge wat hulle kan sien met hulle fisiese oë. Wat dood is. En weet jy hoeveel kinders van die Here is vanmôre voor die afgode? Want ek dink, ag weet jy wat, ek dien ons die Here. Maar as jy in die huise moet instap en gaan kyk, dan is die Boeddha beeldjies daar in dosyne. Dan is daar hierdie Afrika beelde. En goed is daar. Jy weet nie eens waar kom die ding vanaf nie, man. Daai ouens aanbid voor vadergeeste. Hulle aanbid die sangomas. Hulle aanbid afgode, man. Hulle dien die duiwel en nie God nie, man. Amen. Die woord van die Here sê verwyder die afgode. Net vir die uit. Hoeveel mense het afgode in hulle lewens? En weet wanneer die mens God verlaat, wat gebeur? Dan begin dit swaar te raak vir jou in die lewe. Ja. Dan wanneer jy God vra, Here, maar hoekom gaan dit so ellendig met my? Gaan ondersoek jou lewe. Gaan kyk waar staan jy vanmôre met God, man.
Dis waar. Gaan kyk of jy hom aanbid. En gaan stap in jou huis deur. En raak ontslae van die afgode. My oupa het die duiwel aanbid, man. Maar nou het ek sy klomp goedes wat ek hier so aanhang. Raak ontslae van die goed, man. My ouma het het my gegee. Ag, shame. Maar sy het God nie gedien nie, man. Raak ontslae van dit. Ag, dit is vir my sentimenteel. Maar jy weet wat? Wat vir my nie sentimenteel is nie, is God se woord. Amen. Wat nie vir my kosbaar is nie, is God se woord. Is nie vir my kosbaar nie. Maar die aardse dinge is my kosbaar. Dit wat ek kan sien met die oë is my kosbaar. Dit wat ek het, aanbid ek eintlik. Nee, ek aanbid dit nie. Ja, jy aanbid dit. Want jy sal dit ver bo kan God, man. En verantwoording. Dis die Baals en die Astartes in jou lewe. Dis die afgode van die Egiptenare in jou lewe. Dis die afgode van die Filistyne in jou lewe. Dis die afgode van die Amorite en die Jebusite, jy noem dit op. Dis die afgode wat in jou lewe is, man. Is dat die mens moet ontslae raak. Die hoogmoed wat in jou lewe is 'n afgod. Is afgodediens. Here, ek weet nie hoekom gaan dit so ellendig met my nie. Here, hoekom kry jy die verdrukking in hierdie lewe? Hoekom gaan dit so ellendig in Suid-Afrika? Ja. Ons was, hoor wat ek sê, ons was Wat is ons land? die Christelikse land gereken in die wêreld. Ja. Ek dink ons is die goddeloosste land in die wêreld. Ja, dis waar. Want die mens het die gedaante van 'n godsaligheid gekry en die krag daarvan verloor. Hulle is voor die afgode. Die wat kinders van die Here stap hand in hand, saam met die afgode. Wat sê hulle in die lewe? Respekteer daai ene se geloof. God sê nie ek moet hom respekteer nie. Nergens in die woord van die Here sê ek moet hom respekteer nie. Die woord van die Here sê vervloek is hy. Amen. Wat 'n ander evangelie verkondig. En teenstrydig met hierdie evangelie van Jesus Christus. Amen. As jy laat hom 'n vervloeking wees, alles is dit daar. Engele wat in die hemel uitkom, laat hom 'n vervloeking wees. As dit goed gaan met Israel, is wanneer hulle leier het, Ja. wat hulle waarsku en op hulle tone hou. Amen. Los 'n kind. En gaan kyk wat maak hy kind. Ja. Sonder dissipline, Ja. sonder riglyne. Daai kind maak en sy maak net wat hulle wil. Ja. En hulle word goddeloos. Dis waar. Hulle weet niks van God en sy gebod nie, man. Hulle sê vir jou alles vertel wat op die TV aangaan, maar jy niks gaan vertel van die Here Jesus. Dis hartseer. En dan draal die kinders van die Here weg. En hulle begin ander dinge aan te hang.
En dit word kosbaar in hulle lewens. Dis waar. En hulle koester dit. En dit raak 'n stuk vir jou. Wat het die Here gesê vir Israel? Die Here sê vir Moses en Josua, hierdie volk, hy lei hulle in die land Kanaan. Maar hierdie volk gaan ander gode aanbid. Ja. En die Here waarsku hulle en sê moenie julle verswaar met die ander volke nie. Ja. Ek wil vanmôre een ding sê wat hartseer is dat jy hoor wat party mense of baie mense wat kinders van die Here was of gesê het hulle dien die Here, dwaal weg en hulle raak versoen met ander volke en hulle neem hulle gelowe aan, hulle afgode wat hulle begin te aanbid en dan begin dit swaarker word en hulle weet nie hoekom en waarom nie. Dis waar. Weet jy hoekom en waarom? Dat hulle God verlaat. Ja. En as jy God dien, sal jy doen wat die woord van die Here sê Dis waar. en nie in jou eie gedagtes verander nie. Maar wat vandag, wat 40 jaar, 50 jaar verkeerd was in die oë van God en die woord van die Here is vandag reg in baie kinders van die Here se lewens. Ja. Moenie my oordeel. Dit is wat die mens moet sê. Moenie my oordeel. Wat gebeur? As ek sien, daar's 'n slaggat, daar is. En ek sê vir jou, moenie daar stap nie. Jy gaan daar inval en seer kry. En jy sien dit. Gaan jy vir my sê ek oordeel jou? Nee. Die waarsku my. Ek waarsku jou. Maar wanneer ek vir jou sê, bekeer jou. Want jy gaan die hel bereik as jy nie jou tot God bekeer nie. Jy mag my nie oordeel nie. Dis waar. Nou wat is die verskil tussen die twee? Sulks. Presies dieselfde. Ek waarsku jou nie gat in 'n val jy my gaan seer kry. Ek sê vir jou, maak jou lewe reg en laat staan die sonde. Nee, maar jy moet oordeel nie. Weet jy wat? Jy gaan eendag voor die groot troon van God staan. En die Here gaan vir jou sê, daar's mense wat jou gewaarsku het. En jy wou nie luister nie. Jy wou nie agslaan op God se woord, my woord nie. Jy wou nie jou bekeer het tot my nie. Want jy was hardnekkig. Jy is halstarrig gewees. Jy het jou hart verhard. En gedink, jy doen reg. Ons lees verder. Amen. Vers 7 sê, daarom het die toorn van die Here ontvlam teen Israel. En hy het hulle verkoop in die hand van die Filistyne en in die hand van die kinders van Ammon. En hulle het die kinders van Israel verpletter en verdruk en in daardie jaar, 18 jaar lang, al die kinders van Israel wat oorkant die Jordaan gewoon het, in die land van die Amorite en wat in Gilead was. Dis waar. Draai jou gedagtes, Hm. wat sien jy vanmôre? Is jy een van die verdruktes? Is jy een van die verdruktes? Nou nie vanmôre sê jy is nie. Jy is!
begeertes. Wat gebeur in land Suid-Afrika? Daar's verdrukking. Ag nee man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Omdat wie sê, ag nee man, word wakker. Ja. Wake up. Skud jou kop, laat jy 2 oor jou kom wakker klap. Want jy weet wat? Praat al van 30 jaar. Waar staan jy vanmôre? Die koms van die Here is naby. Is jou lewe reg met Jesus? Ja, ek glo in die Here. Dis nie of jy glo in die Here nie. Dien jy hom in gees en in waarheid? Het jy ontslaag geraak van jou sonde in jou lewe? Het jy jou sondes bely en laat staan? Nee. Dis eina, né? Dat is waar. Dis eina. Dis tyd dat die kinders van God moet wakker word. Paulus skrywe aan die Efesiërs en sê, ontwaak jy wat slaap, en staan op aan die dode, staan op aan die sonde man. Staan op aan die ongeregtigheid, en doen wat God welbehaaglik is, nie wat jou welbehaaglik is nie. Amen. Ek sê vanmôre hier, om mense te behaag nie. Ek is hier om God te behaag, Amen. om te waarsku en te sê, wees gereed, Jesus kom. Amen. Ons lees verder, wat sê die woord? Vers 9 sê, daarby die kinders van Ammon, die Jordaan oorgetrek, om ook die Juda, of teen Juda, en Benjamin, en na die huis, in die huis van Efraim, te veg, sodat Israel dit baie benoud gehad het. Wat gebeur as daar opstande kom? Mense begin benoud raak. Mense begin benoud raak. Wat het gebeur so? Ag, ek weet nie so onthou wanneer was. Daar aan dood is. Toe sê hulle die messe van die lang. Die messe, wat lang messe? Lang messe van die nag of Lang mense, ja. Die mense het benoud begin te raak. Ja. As mense wat gesê het, ag ek kan nie sê die groep onthou nie man. As hierdie dinge gebeur, met almal soen te vlug. Ag, wake up man. Jy vas in die slaap, jy weet met die praat. Man dink jy die ouens is dom. Die vyand lê loer vir jou. Ja. Hulle blok al die paaie. Ja. Nou net daai pad gaan hulle nie blok nie. Wake up. Want jy vertroue is in die mense, nie in God nie man. Is omrede hulle nie God dien in gees en in waarheid nie. Dis tyd dat die mens moet begin besef, ek moet God dien met my hele hart, my hele siel, my hele wese. Ek moet God vertrou en nie die mens. Want mense is leenaars. Dis waar. Dis waar. Mense lieg en bedrieg. Glorie to God. Amen. Prys die Here. 10. Ek wil nie vanmôre vra wie my kwaad is nie. Nee, praat As jy nie. my kwaad is, nie kwaad wees. Nee, die waarheid maak As seer. jy vir my kwaad is, dan moet jy maar weer goed word. Ja. Amen. Amen. Ek spreek vanmôre wat God in my hart lê. Amen. En ek is nie bang om te spreek. Prys die Here. En weet wat? As jy jou nie waarsku nie, gaan God jou bloed van my af eis. En as jy gewaarsku is die bloed op jou eie hande. En die reis van jou. Vers 11 sê, maar die Here
het aan die kinders van Israel gesê, het ek julle nie van die Egiptenaars en van die Amoriete, van die kinders van Ammon en van die Filistyne, en toe die Sidoniërs en Amalekiete en Moabite julle verdruk en julle my aangeroep het, julle uit hulle hand verlos nie. Maar julle het my verlaat en ander gode gedien. Daarom sal julle nie meer, daarom sal ek julle nie meer verlos nie. Dat is van Job. Wat sal gebeur as God vir jou sê, ek sal jou nie meer vergewe nie. Ek sal jou nie meer genadig wees nie. Waarheen gaan jy vlug? Waarheen gaan jy? Daar is net een van twee plekke waar die mense gaan. Jy sal eendag die hemel beerwe, of jy sal die hel beerwe. Dat is waar. Een van twee plekke gaan jy wees. En as jy in Christus ontslaap het, wanneer die Here gaan kom en sy kinders terug op hom haal, dan sal die wat eerstig is ontslaap in Christus opwek. En daarna die wat oorbly, sal verander word in 'n verheerlikte liggaam. En so sal ons Here tegemoet gaan in die lig. Maar as die Here vir jou sê, ek gaan jou nie meer verlos nie, is dit 'n probleem. Ek wil nie na jou luister nie, want jy's hardnekkig. Wat as 'n ouer vir 'n kind sê en hy wil nie luister nie? Luister, gaan weg, ek ken jou nie. Ek wil jou nie luister na jou. Want jy wil nie hoor nie. Jy wil nie hoor nie. Want jy volg jou eie gedagtes. As jy 'n kind tigtig, haat jy hom. Ja. Jy het hom lief. Amen. Sodat daardie kind nie hel toe gaan nie. Dat jy hom groot maak vir die hel nie. 'n kind wat nie getigtig word nie, is 'n kind wat eendag gaan maak wat hy wil, of sy maak wat sy wil. Ja. Maar 'n kind wat getigtig word, jy vertel hom, wat is die probleem? En jy, as jy hom gesê het, ek gaan jou slaan, dan slaan jy hom. Moenie dreig met die mond nie. Sit die daad by die woord. Amen. Jy sal hom nie doodmaak nie, maar jy sal hom groot maak. Dat is waar. En jy maak hom groot in die vrese van die Here. Amen. Maar as jy die kinders van die Here nie beluister nie, en God tigtig jou, dan sê die mense, God het my nie lief nie. Ja. Wat 'n aanval. Dis wat die kinders sê. My pa slaan my, my ma slaan my, hulle het my nie lief nie. Ja. Hulle het jou lief, hoekom slaan hulle jou? Omdat hulle jou lief het. Ja. Om vir jou rigting te gee in die lewe. Dat is waar. Nee, maar die Here slaan my net. Nou begin wakker word en luister. En doen wat die Here sê jy moet doen. Nie wat die mens sê nie. Nee, my pastoor het so gesê. Vergeet die pastoor, jy aanbid die pastoor, man. Kom in lyn met God se woord. As die pastoor verkeerd is, val die woord en sê vir hom, pastoor, jy's verkeerd. Jy mag kan nie sê nie. Hy het 7 jaar gestudeer of 5 jaar of... Man, dit maak nie saak nie. As jy by Jesus uitgekom het en jy lees in die woord en jy wandel in die woord, dan kan jy van sê, jy's verkeerd.
Amen. Dis waar. Full stop. En as iemand dan wil stry, dan sê vir hom pastoor, bekeer jy tot God. Engels, hè? Dis die waarheid. I speak. Wat die Here op my hart gee. Glory to God. God is goed. Amen. Prys die Here, waar is ons by vers 13? 14. Gaan heen en roep die gode aan wat julle verkies het. Laat die julle verlos in die tyd van julle benoudheid. Ja. Wat het Israel ook gedoen op 'n stadium? Hulle het al die oorbelle, al hulle verfoeisels wat hulle het. Dis wel. Die oorbelle en die neusringe en die tongringe en ek weet se gemors als nie. Het hulle alles gebring. En hulle het gesmelt. En hulle bou 'n kalf, 'n goue kalf. En sê dit is ons God wat ons aanbid. Dis die Here wat ons uitgelei het. Hulle maak hierdie goeders van. En hulle buig voor 'n dooie ding neer. Sê dis die God wat ons uitgelei het. Dis ons God. Nou Desember maand kom. As almal weer voor dan sal weer voor hulle God. Weet jy wie is hulle God? Ja, Kersvader. Of voor Christmas. Shame, sies toch. Die arme ding is net so dik. En hy kan nie eens deur, en dan sê hy kom deur die koorsteen. Hy gaan nie eens op die dak kom nie, wat nog van deur die koorsteen. Dis waar. En dan is het Valentine's Day. Die afgode in jou lewe, man. En nou kom Moedersdag. Ja. En dan is het Vadersdag. Ja. Dis afgode, man. O, jene. Waarvan praat ek nou? Die waarheid. Jy eer jou vader en moeder net vir een dag. Maar die rest van die jaar, vergeet jy van hulle. Dis waar. Ja. Sê jy, mag jy 'n geseënde Kersfees hê, as shame, sies toch, hou dit vir jouself. Moet jy nie vir my sê nie. Jy sê vir my geseënd, moet ek geseënd wees. Môre vloek jy my. Of in dieselfde uur. Ag, asseblief. Hou dit. Ek wil eers dit hê nie, man. Weet jy, toe die Here my geopenbaar dat hierdie is 'n klomp snert. Toe sê hulle, ag shame, wat van jou kindertjies? Ek sê, ag shame, ek gee vir hulle die waarheid nou. Ek vertel hulle nie meer alleen nie. Ja. Predikers sit hierdie afgode, sit hulle in die huis van God, die boom. En dan kom hulle daar so aan met 'n Kersvader, een wat dan soos die duiwel lyk. Moet hy shoot van 'n man. En verdeel geskenkies aan die kinders uit. Ek wil nie eens daai goed hê nie, man. Hy blind. Dis verleiding. Man, dit is dinge wat die wêreld jou weglok van God se waarheid af. Dink ons ag nee, want dit is alright. God sê, raak ontslae van die afgode in jou lewe. Here sê, ek luister nie eens meer na julle nie. Ek luister nie eens meer na julle nie. Gaan praat met julle afgode wat julle aanbid. Gaan vra. En dan weet ons kinders van die Here wat Halloween ook vier. Ja. En dan praat ons van in die kerke.
O, Here, weet jy wat? Dis hartseer. Ja, dit is so. Dis hartseer. En dan sê ons, glorie, halleluja. God is my koning, maar ek vereer die duiwel. Dis waar. God is 'n jaloerse God, man. Amen. Hy's 'n heilige God. Yes. Dis waar. Hy moet alleen vereer word. So. Glory to God. Wat sê vers 15? Toe sê die kinders van Israel aan die Here, ons het gesondig, maar maak met ons soos dit goed is in u oë. Verlos ons tog net vandag. Wie wat doen hierdie volk? Hulle begin toe te bely dat hulle gesondig het. Ja. Mense wil nie meer bely nie. Dis waar. Ek het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Ek handel verkeerd nie. Ag, dit sal maar nie so van self af regkom. Dit kom nie van self reg nie. Jy moet jou sonde bely en laat staan en God dien in gees en in waarheid. Jy moet breek met die sonde, man. Dit is waar. En kyk wat sê God se woord. Nie wat die regering sê, wat jou gedagtes sê, wat God sê. Wat die mens sê, tel nie punte nie. Dis wat die Here sê wat tel. Dit is wat reg is. En hulle bely hulle sondes en sê, Here, vergewe. Ons het U verlaat. Here, ons was voor die Astartese gewees. Ons voor die Baals, ons voor die ander afgode gewees, Here. Vergewe ons. Maar nie net vergifnis vra nie, verwyder dit. Here, verwyder dit uit my lewe uit. Heb jy 'n vraag, het God dit in jou lewe gebring? Nee. Ja, nee, so. Het God dit toegelaat? Nee, jy het dit self gaan haal, man. Jy het geweet dit is verkeerd, maar jy doen dit. En nou sê Here, U het ons verlaat. God het jou nie verlaat, jy verlaat die Here. Dis waar. Die mens verlaat die Here. Dis nie God wat jou verlaat. Hy sê, ek sê nooit begewe, nooit verlaat nie. Here, waar was U gewees? Waar was jy gewees? Jy was voor die afgode, man. Jy was voor die Astartese en die Baals. Vers 17 sê. En die kinders van Ammon is bijeengeroep en het laar opgeslaan in Gilead. Maar die kinders van Israel het by mekaar gekom en het laar opgeslaan by Mispa. Toe sê die manskappe, die vorste van Gilead, die een aan die ander, wie is die man wat sal begin om te veg teen die kinders van Ammon? Hy sal hoof wees oor al die inwoners van Gilead. Hulle toe begin besef, hulle is heeltemal verlore. Deur hierdie manier wat hulle God verlaat het, die Here heeltemal eenkant geskuif het, asof hy nie bestaan nie. En hulle die afgode begin te dien. En die afgode begin aanbid, wat vir hulle absoluut niks kon doen nie. Ja. Het hulle bely. En hulle het nie leier gehad nog nie. En hulle sê, wie sal ons die geveg eerste begin? Daar was 'n man gewees met die naam van Jefta. 'n man wat gebore is uit 'n hoer uit.
En wat het gebeur? Sy broers het gesê, hy is 'n man van 'n ander vrou. Hy mag nie saam met ons erf nie, laat hy gaan. En aan dieselfde man het hulle hoof geword, om hulle te rig en hulle te lei na oorwinning toe. Maar vanmôre sê kind van God, dis tyd dat ons begin besef, wat is waarheid? Nie net hoor nie. Jakobus sê, moenie wees hoorders van die woord nie, maar wees daders van die woord. Amen. Laat ons dit sal begin toepas in ons lewens. Dat ons hierdie woord sal vat en lees, en sê, Here, dis die woord. Amen. Dat ek hoor wat sê die woord van die Here. En ek sal doen wat die woord van die Here vir my sê. Vir die waarsku vanmôre. Die koms van die Here is naby. Amen. Is jy gereed as Jesus kom? Is jy gereed as Jesus kom? Of is dit maar net, ag, die Here sal my genade wees. Kom ons wees gereed. Amen. Maranatha, Jesus kom.